Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens grantbesprekings en Jana Marx sluit volgens by ons aan. Goeiemôre Jana. Goeiemôre. Jana, ons gaan voort met die polisie sage en hierdie keer die polisiekommissaris wat ook nou verskyn het. Ja, dis generaal Fanny Masemola, hy's die nasionale polisiekommissaris en hy sê ook misdaadkartelle meng graag by polisie sake in. Nou kyk, dit is die goed wat mense hare laat rys hierdie. Volgens Netwerk 24 sê hy ook, as hy nie die knie buig voor misdaadkartelle nie, sal hulle hom uit sy pos verwyder. En hierdie goed het nou aan die lig gekom tydens die ad hoc komitee wat polisie korrupsie ondersoek. Dis nou na aanleiding van die beweringe deur luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, Natalse polisiehoof. Jy onthou daai beweringe van polisie inmenging en politieke inmenging by polisie sake en so aan. Nou die ad hoc komitee hardloop gelyk met hierdie Madlanga kommissie en daar is ook dissiplinêre verhore, as 'n klomp goed wat nou gebeur rakende hierdie beweringe. So hy het byvoorbeeld gesê, en ek gaan hom aanhaal hierso, want dit is nogal regtig skokkend. Die president stel die nasionale kommissaris aan en jy doen die werk, maar daar sal altyd eksterne parallelle strukture wees wat die nasionale kommissaris wil bestuur. En indien hulle nie kan nie, sal hulle maniere vind om hierdie persoon te verwyder en te vervang, het hy gesê. So hy het gesê, van die eerste dag wat jy aangestel word, is daar reeds mense wat dag en nag probeer om jou uit jou pos uit te verwyder. Nou as 'n joernalis weer eens weet 'n mens hierdie dinge en jy hoor partykeer hierdie dinge van geval tot geval, maar dit is verskriklik om dit te hoor vanuit 'n nasionale kommissaris se mond, uit die perd se bek soos hulle sê. Absoluut. En hierdie dinge gebeur blykbaar binne die polisie en ekstern. So is nie net asof daar inmenging van buite af is nie. Hierdie goed gebeur sommer in tussen kollegas wat ook inmeng by mekaar se poste. En wat my natuurlik baie geskok het is oor die keuring van polisiebeamptes. Weereens, ek dink mense weet dit, maar net om dit te hoor. Dit het gegaan oor of polisiebeamptes, nuwe polisiebeamptes gekeur word voor hulle aangestel word in hulle poste. Dit maak ons nou sin. Maar Masemola sê nee, hulle het nie kapasiteit daarvoor nie. Hy het wel gesê senior beamptes word gekeur, maar ek en jy werk nie met senior beamptes nie, ons werk met polisie op die grond. En jy wil dan nou graag weet dat hierdie persoon by jou stasie, by jou plaaslike stasie, daarom bevoeg is om hierdie werk te doen. So ja, dit is absoluut 'n goed wat mense hare laat rys hierdie. Wat ook in die nuus nogal ontstellend is dat Sibiya sê sy kollegas het hom verraai. In die nuus het hy gesê, hierdie is nou die tweede keer met hom gebeur en hy gaan nou net bewys weer eens dat sy naam skoon is. Ek sal nie trots wees as dit die tweede keer in my gebeur nie, maar hy sê dis nou maar so. Ja, dit is maar gister 'n klopjag was op sy huis en ons weet Shadrack Sibiya wat die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris is, hy's geskort en dit hou ook verband met hierdie beweringe. So die klopjag op sy huis het hom baie kwaad gemaak, sy kollegas het hom verraai. Hy was nie by die huis nie, maar sy bejaarde ma was by die huis en blykbaar ook sy kinders en almal is vreeslik getraumatiseerd, sê hy. En daar is op sy skootrekenaar en 'n klomp selfone beslag gelê. En dan het hy nou hierdie lang tirade waar hy sê, weet ek is nie kwaad nie, ek is seer gemaak. Hy het dit nou in die media gesê, die joernaliste wat buite sy huis gekamp het toe hierdie ding gebeur het. En hy vergelyk homself met Josef, wie se broers hom in die put gegooi het. En hy sê dit is nou hoe hy voel. So hy word ook beskuldig van dinge soos regsveruideling, geldwasery en korrupsie. En soos ek gesê het, is na aanleiding van al hierdie beweringe deur Mkhwanazi. Hy moet ook nou voor die dissiplinêre komitee verskyn, 'n interne komitee wat nou oor sy conduct of sy alleged misconduct nou moet besluit. So ja, dit is baie dinge wat aan die gebeur is, baie bewegende dele op hierdie stadium en ja, ek dink mens hou al hierdie kommissies dop. Jana, al hierdie is steeds net beweringe, as ek reg is, daar is nog geen bewyse van iets van hierdie beweringe nie. Absoluut, en hierdie kommissies is juis nou daar om bevindings te maak oor hierdie beweringe. Onthou ook, hulle is nie 'n ad hoc kommissie of selfs 'n kommissie van ondersoek wat bietjie meer magte het. Hulle is nie 'n hof nie, hulle kan nie sê 'n persoon is skuldig of nie skuldig nie. Hulle maak sekere bevindings en hierdie goed word dan gewoonlik verwys na 'n hof of na sekere owerhede wat ondersoeke moet doen en dan sal dit eers in 'n hof getoets word. Maar soos ons ook weet, die kommissies het sekere magte, so hulle kan ook opdragte gee dat sekere goed geondersoek word. Maar hierdie spesifieke klopjag is nie 'n kommissie opdrag nie. Dit is deel van 'n ondersoek. Dis deel van 'n ondersoek, dis die ad hoc komitee, dis alles wat so gelyktydig hardloop. So op hierdie stadium, die ad hoc komitee ondersoek sekere beweringe en dan is daar owerhede wat optree, wat hulle eie ondersoeke mee besig is. Soos ek sê, 'n klomp bewegende dele
wat eintlik almal aan dieselfde beweringe, jy weet, dit probeer uitpleis. Jana, dan baie groepe vra dat Starlink tog in Suid-Afrika moet wees, maar veral die See Reddingsinstituut. Ja, dis was nogal vir my interessant. Dis natuurlik nou Elon Musk se Starlink, die satelliet-internetdiens, wat ons See Reddingsinstituut glo mense se lewens kan red. En dit het nou in 'n jaarvergadering aan die lig gekom, dat hulle probeer om 'n plaaslike lisensie te kry om die tegnologie vir reddingsoperasies aan te wend. Dis nou soos jou kleiner bote, sodat hulle nou sê, wat omslaan langs die kus en so aan. So een van die groot perks van Starlink is, dat hy betroubare internet op die oop see kan bied. Dink as jy al lank genoeg of as jy uit was met 'n boot, jou selfoon verloor op 'n stadium maar so 'n bietjie sy internetkonneksie, so daar kan Starlink dan nou help. En Starlink kan ook help tydens natuurrampe. En dan gebruik verteenwoordigers van Starlink die Oos-Kaap vloede as 'n voorbeeld, om te wys, jy weet, toe al die netwerke afgesny is en die pale omval en niks werk meer nie, dan kan 'n satellietfoon of hierdie satellietdiens van hulle kan dan nog help dat mense kontak met mekaar het, om seker te maak ook dat mense gered word. So, ek dink natuurlik is 'n baie goeie ding. Die sage oor die lisensie moet natuurlik voort, ons weet dit. Maar Starlink verteenwoordigers het benadruk dat hulle slaggereed is om te voldoen aan Suid-Afrika se swart bemagtigingswet. Hulle sal ook vennootskappe aanknoop met selfoonoperateurs, omdat die meerderheid van Suid-Afrikaners mos maar ons werk op ons selfoon. Ons is eintlik baie interessant as jy praat van jy werk oor WhatsApp en jy werk met 'n Britse kliënt, verstaan hulle glad nie hoe jy kan werk oor WhatsApp nie, want hulle gebruik dit glad nie. Of nie vir werkdoeleindes nie. Die grootste hakplek natuurlik is nog die staat se vereiste dat Starlink 'n belang van 30% aan histories benadeelde groepe moet gee om sy bedryfslisensie te bekom. Is dit 30% van hulle aandele? 30%, ja. Ja, ons sal maar kyk hoe Elon Musk daaroor voel. Dan, die Suid-Afrikaanse regering verwelkom vredesplanne tussen Israel en Hamas, terwyl president Trump mik vir daardie 17,6 miljoen rand se vredesprys. Ja, wat vat ons vandag van hoor, nê? So Israel en Hamas, dis 'n groot nuus gister. Die groot nuus het gister ingestem tot die eerste fase van Donald Trump se plan vir Gaza. Dit behels 'n skietstilstand en 'n gijslaarsooreenkoms. En volgens hierdie ooreenkoms moet alle gijslaars, lewend en dood, vrygelaat of dan nou oorhandig word, as dit nou 'n lijk is. En dat Israeliese troepe na die sogenaamde G-lyn moet terugtrek. Nou hierdie G-lyn is maar net 'n lyn op 'n kaart wat wys hoe die skietstilstand moet werk en waar jy nou moet wees om te wys jy weet jy aanvaar nou hierdie skietstilstand of hierdie vredesverdrag. Maar daar's baie details wat nog kort is, soos wie in Gaza in beheer sal wees. Ons weet Hamas was in beheer tot hierdie oorlog nou uitgebreek het. Wat wel waar is dat Trump en nog van die ander lande wat deel is van die onderhandelinge gesê het Hamas gaan nie hierdie keer 'n plek aan die tafel kry nie. So daar is dan nou moontlike bespiegeling dat die Palestynse owerheid weer in bewind kan wees. Ons weet Hamas verteenwoordig nie noodwendig die Palestynë en die Palestynë het hulle eie owerheid. So dis baie moontlik dat hulle dan in beheer sal wees. Ons weet ook hulle het baie nou saamgewerk met Hamas in 'n stadium, daar was so 'n bietjie van 'n onderhandeling. Maar ons nou sien hoe hierdie ding gaan uitwerk. En Suid-Afrikaanse regering hierdie aankondiging verwelkom. Uiteraard ook, want dis mos ons wat die saak dryf in die internasionale strafhof. Ja, ek dink meeste regerings reg oor die wêreld was baie dankbaar om te hoor stap 1 of fase 1 is aanvaar en soos jy sê daar's nog heelwat water wat in die see moet loop vir dit om 'n blywende ooreenkoms te wees en die volgende stap ook tot vrede, maar ek dink meeste van ons is eintlik net dankbaar. Ek weet baie mense het ook gesê humanitêre hulp is iets wat dadelik moet gebeur vir die mense in Gaza wat dit nodig het. So mense sal hoop hierdie skietstilstand hou hierdie eerste fase brei uit en dat ons nou 'n bietjie vrede ook hê in die Midde-Ooste daarso. Absoluut, terwyl van die mense ook, almal aan alle kante wat op hierdie stadium so swaar kry. Verseker. Jana, dan Tesla word ook ondersoek as gevolg van 'n paar probleme. Ja, die Amerikaanse regering ondersoek nou Tesla, dis natuurlik ook 'n Elon Musk firma. En dit gaan oor karre, hierdie selfbestuurde karre wat verkeerswette oortree, soos wat aan die verkeerde kant van die pad ry of nie by rooi ligte stop nie. Die maatskappy sê, het gesê hulle is bewus van 58 berigte waar elektriese motors sulke oortredings begaan het. So 2.9 miljoen motors wat nou met hierdie volle selfbesturende tegnologie toegerus is, sal onder die ondersoek val.
Hierdie is full self-driving is 'n ekstra funksie waarvoor jy ekstra betaal en dit beteken die karre kan bane wissel en draai soos by self, maar bestuurders moet kan ingryp wanneer hulle sien daar is probleme. En blykbaar was daar nou gevalle waar daar 6 ongelukke was, waar mense seer gekry het, waar hierdie karre eenvoudig net gedraai het en die bestuurders blykbaar nie betyds kon ingryp nie. En dan gaan dit ook natuurlik oor die karre wat nie net oor rooi ligte ry nie, maar wat in die ander baan inry as hulle draai. So hulle ry sommer teen die aankomende verkeer voor hulle draai. So ek moet vir jou sê, dit maak vir my, ek is 'n baie groot voorstander van die regte gebruik van kunsmatige intelligensie. Hierdie maak my bang. Ek weet nie of ek 'n kar sal vertrou nie. Miskien is ek maar net bietjie uit die oude doos. Wel, as jy dink hoe groot Amerika is en daar's net hierdie paar gevalle, is nie te sleg nie. Hulle moet by ons 'n draai kom maak en kyk hoe breek ons verkeerswette sonder 'n selfdraai kar. Sonder ongelukke. Kan ek net sê ons weet hoe om te doen sonder ongelukke, okay? Dit lyk so. Dit lyk wel meeste van die tyd, stel dit so. Meeste van die tyd. Dan Antjie Krog, nog 'n ere doktorsgraad vir Antjie Krog welverdiend. Ja, kyk, sy ryg hulle daarom in. Antjie Krog, ons almal ken die naam, die bekroonde Suid-Afrikaanse digter, skrywer en akademikus, het nou 'n eredoktorsgraad by die Universiteit van Johannesburg, of UJ, ontvang. En dit is my so mooi wat professor Fiwe Bashwana Mufoya sê, dit is die waarnemende rektor. Die universiteit het gekies om Krog te vereer vir haar uitstaande en dapper onvermoeide aktivisme oor meer as 5 dekades om grense af te breek en nuwe taal, nuwe gesprekke en nuwe ruimtes te skep. Ons weet sy kom al hier uit die 60er jare waar sy geskryf het en waar sy groot impak gehad het en groot deels van die groot beweging wat die kunste ook gehad het teen apartheid destyds en sy sedertdien besig met hierdie grondverskuivende werk van haar. So gedurende haar loopbaan het sy talle toekennings ontvang vir digkuns, vir nuusfiksie, vir journalistiek, vir vertalings Afrikaans en Engels. Haar internasionale bekroning sluit in die Stockholm-prys vir Hiroshima Stichting, die Vrede en Kultuur, die Open Society Prys van die Sentraal-Europese Universiteit en die Nederlandse Gouden Gansenveer in 2018. En dan is natuurlik, soos ek gesê het, 'n rits eredoktorsgrade by verskillende universiteite. Dit is so lekker om so 'n storie te hoor, net so 'n bietjie voel goed en ook toe sy haar toespraak gedoen het, was dit ook so mooi, sy half 'n voorlesing gedoen het, eerder as om net te praat en ek's mal daaroor, dit maak my sommer trots om te weet die talente wat daar is in Suid-Afrika wat net nie einde het nie, of hoe, Jana? Absoluut, en ook oor see. Ek meen, as ek weet hoe gewild sy is in Nederland, toe ek daar vir 'n rukkie gewerk het, het sy byvoorbeeld opgetree. Jy weet, sy het hoeveel goed wat hulle vir haar daar reël, want sy word erken reg oor die wêreld. Dis nie net in Suid-Afrika nie, en dit is regtig lekker om, ek wil sê, 'n bietjie bekendheid te verwerf, as Suid-Afrika 'n bietjie bekendheid te verwerf vir regte redes. Jana, baie dankie vir die saamgesels. Jy moet 'n absolute heerlike Vrydag verder hê. En julle, lekker naweek. Dit is Jana Marks. Bly skakels nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.